Goeiedag agterkykers, ons is baie bly dat u weer eens met ons ingeskakel is op hierdie program Godsdiens en die Koerante, waar ons bietjie kyk wat staan alles in die koerante aangaande godsdienstige en verwante sake. Ons saai uit op die TV-stasie, Homebase TV. Dis 'n onafhanklike Christelike stasie wat uitsaai vanuit die Kaap, Kaapstad en Joostenburg vlakte om presies te wees vir diegene van julle wat weet waar Kaapstad geleë is en waar Joostenburg vlakte is. Nou ja, so by my het ek weer eens vir Regard. Hallo. Welkom Regard. Dankie. Ek sien twee dinge. Ons het al twee baadjies aan, lyk my die weer is nou 'n bietjie aan die draai, né? Die winter is hier, oom. Die winter is hierso. Die winter is hierso. Ja. Redelike reënbuie gehad. Joh, dit het gereën, dit het gestorm. Ja. Ons het nou teruggeryf Dinsdag aand hierdie kant toe. Van waar? Van Herbertsdale se kant, of ons het opnames doen by hom Andre hulle. Okay. En dit het gestorm en gewind gewaai en gereën na die bissies bewe. Het jy gery of jou familie almal saam gery of? Almal het saam gery, ja. Jy wil jou kroos by jou hê. Ja, hulle het 'n bietjie daar vir familie daar gaan kuier, so. Ja. Maar ek sien nou, ek het jou lang 'n ruk gelede gesien, dat ek sien jy groen nou baard. Ons spaar maar geld, oom. Wat sê jou vrou daarvan? Dit is eintlik sy wat vir my gesê het ek moet my baard groei, oom. Hoeso? My vrou sê nou luister ek nou maar vir haar, want ek het laas keer het ons 'n beriggie gehad van in Indië, ja, waar die vrou die man slaan. Ja. En ek is toe maar skrikkerig toe, nou luister ek nou maar, oom. Wel, my vrou sê vir my, ek moet my baard afskeer, want dan laat my 10 jaar ouer lyk. Ai. Nou, as jy 10 jaar ouer lyk, dan maak het seker nie eintlik verskil nie, maar as ek nou 10 of 20 jaar ouer lyk, dan maak het 'n redelike verskil, soos ek het nou maar ook, nou maar by uiteinde het ek nou maar toegegee aan haar versoeke daar, soos jy moet maar. Ek doen maar dieselfde, oom. Pragtig. Nou, waar jy daarmee te begin? Oom, ons het hier so 'n prentjie uit Myanmar. It says, so a man cleans and paints a statue as devotees visit Swingon Pagado to mark Buddha's birthday, which falls on a full moon day of Kasoon. En daar so wys dit die man wat daar so besig is om dit te verf. En ja, dit lyk my dis Boeddha se verjaarsdag gewees. Dan aanbid hulle die beelde, afgod aanbidders. Dis baie hartseer, né? Tragies. So. Ek het nou ook hierso ene, interessant dat daar so baie prente gewoonlik fokus hulle op Hindu en Boeddha, want dit is so 'n groot afgod tempels en afgod aanbiddery. Hierso sê links, let there be enlightenment. So. En dan staan nou 'n klomp paper lanterns wat mense so liggies sulke lanterns opstuur in die lig in en daar agter is Boeddha se tempel. Lyk my nie dis dieselfde tempel as jou prent nie, want jou prent het meer torings, hier is net een groot toring. Nou sê hulle, paper lanterns are released on Vesak, an annual celebration of the birth, enlightenment and death of Gautama Buddha at the Borobudur Temple in Magelang, Indonesia, on May 12. So sy verjaarsdag, ek vermoed sy verjaarsdag, maar hulle vier sommer sy verjaarsdag en sy enlightenment en sy dood almal op een dag. Sure. Toe hy nou tot insigte gekom het en laat my wonder, wat is dit nou in hierdie godsdienst wat mense so aantrek, sy leer of wat daar is. Ja, is baie goed wat Boeddha gesê het, wat interessant is. Ja. Paar goed natuurlik wat mense mee kan saamstem nie, maar die punt is net, is dat daar is geweldig baie mense wat, maar almal is op soek na iets om. Ja. Verstaan, so mense betekenis in die lewe. Hulle is ook iets wat waarde heg in hulle lewe. So almal soek maar na iets en dan so hy het maar 'n groot agtervolg gekry oor al die jare
Ja. Hoeveel, is het 1000 jaar? Ek kan nie nou hoeveel jaar terug hy geleef Ja, het nie. lank, ek kan ook die mekaar, ja. Maar in elk geval, so selfs maar met hindoeïsme en al die mense soek iets. So ja. Hier sit ons een hierso, India keer veiling van Boeddha se edelstene. Dit ons sy edelstene. Ja, dis interessant. Die Indiese regering het die afgelope week daarin geslaag om 'n veiling van juwele wat met die Boeddha se oorskot verband hou, af te stel. Die veiling sou edelstene wat meer as 100 jaar gelede saam met die beenfragmente van die Boeddha gevind is, insluit. Die internasionale boeddhistiese gemeenskap het kapsie gemaak teen die veiling van die juwele, wat oorspronklik deur 'n Britse amptenaar William Claxton Pepe in Noord-Indië opgegrawe is, saam met die oorskot wat as beenfragmente van die Boeddha se geïdentifiseer is. Goud en edelstene, soos roubyne, topase en safiere, sou onder die hamer kom. Die juwele is delikaat, sommige net 1 millimeter lank en word in ingewikkelde patrone van sirkels en lyne gerangskik, berig die New York Times. Die juwele is in 1898 uit Brits besete Indië geneem. Indië se ministerie van kultuur het intussen 'n wetlike bevel uitgereik wat sê dat edelstene teruggegee moet word vir bewaring en godsdienstige verering. Sê Sotheby's, die afslaer het onderneem om met die Indiese regering in gesprek te tree oor die edelstene. So dit kan nou nie verkoop word nie. Kyk, godsdienstige verering. En nou stukkies beendere wat hulle nou wil vereer. So. Nou ek wonder hoe weet hulle dis Boeddha se beendere. Hulle sê nou nie daardie interessante ding daar nie, maar verering. Maar hulle kan omdraan sê, maar hele Christene doen presies dieselfde. Die Katolieke vereer al hulle beendere en stukkies beendere en die dooies en al daardie soos wat is die verskil? Dit is so. Natuurlik, die Katolieke het nie die volle... Hulle volg baie van hierdie ander godsdienstige rituele en wat ek amper sê wat ingekruip tradisies, ja, tradisies wat al behoue gebly is, ja. Soos met die beendere en sovoorts. Ek het ook altyd gewonder, baie van dit, hoe weet 'n mens dat dit werk daai persoon se bene is? Want ek onthou daar, ek het een keer 'n ding gelees, dis 'n hele klompie honderde jare terug, wat daar, ek amper sê, stryd was tussen verskillende Katolieke gemeentes of katedrale of wat ook al, waar die een sê nie, maar ek het hierdie in sy kopbeen, en die ander een sê nie, maar ek het ook hierdie in sy kopbeen. Ek weet nie as Petrus is of wie dit, een of ander belangrike persoon, en toe sê hulle sê nie, maar ek het die ware een, en die een sê nie, maar ek het die ware een. So, die ding is, hoe weet jy nou werklik? Maar ten spyte daarvan, jy weet, die fokuspunt is nie op beendere nie. Daar's niks in die Bybel wat sê jy moet of beendere of die dooies moet jy aanbid of eer of niks nie. Ja, daar's niks nie, soos dit is alles onbybelse gebruike daar. Definitief. Ja, hier's nou 'n bietjie vir my iets interessants wat daar half en half opvolg. Jy weet, 'n mens wonder partykeer, wat kan jy vir hierdie mense sê om te verduidelik, wat is die ware godsdiens? En wie vra jy my? En vir wie moet jy gaan vra? Nou, hierso is nou 'n kort video van een ou, hy sê, I asked ChatGPT what religion it would choose. Jy gaan mos nie staan vir alles te, waar is my selfoon hierso, dan vra jy al die dinge, ek het begin ook al leer hoe om hierdie te gebruik. Het jy ook al na ChatGPT toe gegaan? Nog nie eintlik veel meer nie, ek gaan maar, ek weet nie altyd wat ek gebruik nie, maar ek gaan na hierdie web waar jy die vraag kan vra. Soos vir Google. Google, ja. Google het ook hulle eie ChatGPT weergawe, hulle noem dit Gemini. Ja, nou ja. So baie keer as jy vir Google goedjies vra, en dan heel bo, dan sal daar Gemini wees wat jou sal help om dit te beantwoord en so aan. Dis ook AI. Solank hulle my 'n antwoord gee, wat realisties is, dan is dit okay. Ek weet nie altyd wie of wat nie. Maar hierdie ou het nou gaan vra vir hierdie AI, eintlik ChatGPT, wat is die korrekte godsdienst? Nou, dis 'n baie gevaarlike
vraag om vir 'n blikbrein te vra. Ek sal nie waag om my godsdienst op 'n blikbrein se opinie daar te baseer nie. Maar nou ja, kom ons kyk wat het nou hierso uitgekom uit hierdie blikbrein se antwoord uit. All right, ChatGPT, I want you to pretend that you were born today and you took in all of the religious knowledge that was possible. You took in all of the AI knowledge. You took in all the knowledge there was possible about religion. And I want you to pretend, hypothetically, that you're a human and you had to pick one. Which one would you pick and why? All right. If I were human, born today, and could absorb all religious, philosophical, and historical knowledge instantly, I'd choose Christianity. Here's why. Purely from a logical and emotional lens. Because Christianity uniquely combines justice and mercy. It doesn't deny the brokenness in the world or in ourselves, but it offers a solution that's not based on earning salvation, but receiving it. Ooh. No other faith has a God who willingly steps into the suffering of humanity, dies in their place, and offers grace freely. And the resurrection, that flips the concept of death entirely. It's not just about moral living. It's about transformation, identity, and relationship. And it's historically rooted in events and eyewitnesses, not just philosophy or mysticism. So yeah, if I had to pick, it would be the God who came down, not the one we have to climb toward. What about you? Has Christianity been standing out to you more lately? You bet it has. That was the exact answer I was looking for. Thank you, ChatGPT. Nou, wat dink jy nou van daardie antwoord? Toe ek hierdie video nou kyk, is ek hom geskok. Ek het dit nie verwag nie. Eerlikwaar, Nou, wat het jy verwag? Ek het gedink hy gaan een of ander Snaakse. Ja, snaakse. Of hy gaan neutraal hou en sê hy wil nie regtig kies nie of want dit is baie keer wat jy verwag van iets soos dit, dan verwag jy hulle probeer maar neutraal te bly, want hulle wil nie. Ander gaan hulle is bang hulle gaan hierdie een offend of iets soos dit. Ja. So ek was baie geskok toe ek dit nou sien. Wat het omgedink sou gebeur? Nee, ek was niks geskok, hoegenaamd nie. Ek was baie verlig. Julle jonges raak geskok en ons ouers raak verlig. Maar dit is eintlik 'n baie goeie antwoord. En ek weet nie, toe ek jonger was, dan het jy altyd hierdie tipe vrae vir hierdie tipe blikbreine het jy gewanttrou, want hulle is altyd op hierdie hoek of daardie is hulle af van koers af, jy weet. Maar 'n ander vriend van my stuur my 'n ruk gelede 'n opiniestuk. Jy weet, ook soos hierdie, en dit was eintlik uitgetik gewees. En ek dink hy het dit geskrywe, maar toe ek dit nou lees, so snik, maar is eintlik 'n baie goeie stuk. Meeste mense neem een of ander standpunt in, maar hierdie ene gee toe 'n baie goeie balans daar. Oorsig al die kante. Wel, behalwe net 'n oorsig, 'n gebalanseerde siening. Ek hoor. En ek sê dit vir my, hoor hierso, was hierdie miskien gedruk deur AI, want ek kan sien, want as jy my vra, dan gee ek my, of 'n opinie, ek het sien, en daardie was baie gebalanseerd. Sê ja, dit was nogal deur AI. Soos hulle gee baie goeie antwoorde, en ek weet, ek praat ruk gelede by iemand van 'n kerkverband, toe sê my, ja, hulle het op die oomblik het hulle tegniese kenners wat inligting oor hulle kerkgenootskap invoer vir AI na die plekke laat hulle korrekte inligting gee. Want daar is so baie valshede oor elke kerkgroep laat AI kan baie maklik verward raak. So dat as hulle uitvind, hulle vra daardie kerkgroep, dan kry hulle korrekte inligting. Ek het nooit daar gedink nie, laat jy kan jy leer hom. Ek het al met ChatGPT 'n paar vrae gevra, en dan wag ek nou wat want ek weet mos nou wat se tipe antwoord hy gaan gee. Spesifiek nou oor evolusie en alle tipe van goed. En amper of 'n debat het met hierdie AI oor iets soos dit, en waar op die ou einde waar ek dit so gestel het, en hy soos in, hy het nog nie so daaraan gedink nie. Dis letterlik sy antwoord gewees. Ek soos in, en hy, en omdat dit AI is, soos ek het verstaan, stoor hy alle informasie.
Ja, So al die inligting wat jy vir hom gee word gestoor Ja. en baseer hy weer sy toekomstige Ja, antwoorde word weer daarop gebaseer. So ja, dit is skrikwekkend met tegnologie waar ons is vandag. Maar oom, toe ek nou daai video sien, ja, het dit my dadelik laat dink aan 'n teksvers. en 'n teksvers. In 'n teksvers oom. Nou, is daar AI teksvers in die Bybel of wat? Ek dink so oom. Ja. In Lukas 19 vers 40 Ja, praat Jesus en hy sê, en hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. en die klippe. Die klippe oom. Nou wil jy vir my sê, hierdie blik brein is 'n klip. Oom, hierdie foon is gemaak uit minerale uit. Ja, En alle tegnologie is gemaak uit minerale uit. So dis klippe tegniesprake maar klippe oom. soos So en hierso praat hulle lyk my die waarheid op in hierdie geval. So baie goed gestel. dit is Ja. baie mooi gestel gewees. So as ons hierdie werk wil doen om die wêreld die waarheid te vertel, en lyk my die Here gaan klippe gebruik om dit te doen oom. Die Here gaan AI gebruik. So Klippe. Dit was my ook baie inspirerend, baie goed. As al my kykers is wat hierdie kort videoklip wil hê, laat ons weet, ons kan dit vir u deurstuur, maar dit is nogal iets om oor na te dink, laat AI so 'n insiggewende antwoord gee, was my regtig insiggewend, baie goed daar. Ja, jong, jy weet, hierdie afgelope ruk is die koerante en die media wese, wat moet ek sê, oordonder en oorvloei oor die paus, nuwe paus. Ons het ons laaste keer opname net so die paus so gemis hy's. Ja. Ons nou gevra nou, ons weet nie hoe lank hulle gaan en sommer kort daarna toe sy daar. ek dink dit was soos 'n uur na ons opgeneem het oom, toe Ja, sy nou ja, soos baie vinnig gegaan daar, soos die pauslike nuus oorheers alles op godsdienstige gebied. Maar ek's bang as ons nou oor die paus begin praat, dan kom ons nie klaar. Ons miskien 'n bietjie oor plaaslike verwikkelinge op godsdienstige gebied praat, voor ons nou by die paus nou vasval. Ek weet nie, wat het jy daar so, wat gebeur hier op ons plaaslike Suid-Afrikaanse teologiese gebied? Oom, ons het hierso een, en dit is baie interessant, dit sê hierso, die opskrif is NG Kerk, ons is meer as eindelose teologiese bekgevegte. Ja, En dis jy uit die rapport uit. Markie van der Westhuizen skryf hierso, die NG Kerk word te dikwels gereduseer tot slegs die besluite van die algemene synode of tot omstrede teologiese debatte, skryf Markie van der Westhuizen, assessor van die NG Kerk se algemene synode. Dan sê dit hierso, terwyl die mees kritiese stemme die openbare gesprekke oorheers, bestaan daar 'n hartklop wat die NG Kerk al dekades lank dra. Meestal onhoorbaar te midde van omstrede debatte en opspraakwekkende media-opskrifte. Die hartklop verteenwoordig die oorweldigende meerderheid van die NG-lidmate wat stilweg en toegewyd besig is om hulle geloof prakties uit te leef, sonder fanfare of opslaa. Die fanfare is seker nou maar 'n Engelse in hakkies. jy weet, hulle praat ook, ek het al gehoor al van, hulle praat ook van fanfare. Regtig, maar dan is dit 'n anglisisme oom. Ek is seker daarvan. 'n Party anglisismes word nou ingewerk. As my so. dit 'n regte anglisisme of 'n Engelse woord was, sou hulle gesit in Ja, dis wat ek om te sê. Maar jy weet, Ek sal maar na die tyd dan sal ek gaan soek in leef die woordeboek. in 'n nuwe tydperk. Toe ek jonk was, sou jy vasgevat het daaroor, maar Ai. nou nie meer eintlik nie. Ja, nee. Nou ja, dan gaan hy aan hierso en hy sê, die ware gesig van ons kerk word nie weerspieël in die vergaderings of debatte nie, maar in die gemeentes waar duisende Afrikaners elke Sondag oor die land heen byeenkom. Hier word geloof gevoed, gemeenskap gehou en hande uitgesteek na ander wat swaar kry. Die ware gesig van die NG Kerk is ook te sien in lidmate wat kos vir jongeres berei, skuilings vir haweloses bou, eensames en uitgeworpenes omarm en die ongesiene dienswerk wat weekliks plaasvind. Ja, baie mooi. 'n Mens moet ook uitreik na horisontaal na jou medemense. Definitief. Die synode is daarvan bewus dat sommige gemeentes wel nie dieselfde rustigheid ervaar nie
en dit steeds oorweeg om hul band met die NG Kerk te verbreek. Die redes is uiteenlopend. Punt 1 sê hierso, sommige gemeentes het onder leiding van 'n leraar of leraars al jarelang 'n ander identiteit en spiritualiteit begin ontwikkel en kom nou maar net by 'n keerpunt. En nou daardie kan ook 'n bietjie gevaarlik wees as jy 'n ander identiteit begin ontwikkel en 'n ander spiritualiteit ontwikkel. Deesdae lyk my baie van die spiritualiteite, die nuus gaan na, jy weet, oordenking, gaan eintlik oor na katholieke oordenking, self na hindoeïsme, waar jy loop in hierdie gange af en al die dinge, soos 'n mens moet so 'n bietjie versigtig daarso so wees. Definitief, en die ding is met identiteit, is, dus as jy nie weet wie jy is nie, Ja. nee, oor die algemeen, soos baie mense, ek dink, dis eintlik 'n groot probleem net oor die algemeen in die wêreld vandag, mense weet nie meer wie hulle is. Hulle verloor hulle identiteit. Hulle verloor hulle identiteit, want hulle ken nie meer hulle skepper nie, om. Maar dis die enigste plek waar ons ware identiteit kan kry, In die Bybel. is wanneer ons die een ken wat ons gemaak het. En weet, ons Verstaan? is 'n skepsel, en ons as skepsels moet die skepper uitvind en dan volg. En dis maar dieselfde so as jou organisasie is, of as jy 'n kerk is, en jou identiteit is besig om te verander, dan is dit eintlik krities, is 'n probleem. So, dan gaan aan en sê dat die so sommige gemeentes het spesifiek oor dieselfde geslag debat gevoel, die synode moet duideliker ja of nee standpunt inneem, in plaas van die pastorale weg wat gekies is. Nou daar, Daai is 'n bietjie van 'n probleem. In my oë, want wat beteken pastorale, oom? dis wat ek jou nou net wou vra, dit kan verskillende dinge beteken, en daardie pastorale weg kan jy wegneem van die Bybelse beginsels of naderbring of Ja, maar sien, ek dink dit is teenstrydig hierso. Want dit is nie regtig, want pastoraal beteken as jy is 'n herder. Wat beteken jy lei? Verstaan? Jy moet die mense lei en jy gaan hulle of in een rigting inry of jy gaan hulle in 'n ander rigting of in die inry. verkeerde rigting, Maar verstaan, of so die regte rigting. om te sê ja of nee, beteken dit jy is besig om te lei ja of jy is besig om te lei nee. Om te sê dit is ja, nee of pastorale weg, dit maak nie sin nie. Ek stem Verstaan oom wat ek bedoel? volkome Maar dit saam. beteken jy is nie besig om hulle te lei soos wat jy moet nie. So ja, jy kan nie neutraal staan nie. Dan beteken jy lei nie. As jy haar hele brief lees, dan is dit nou nie 'n brief lees, eintlik 'n artikel daar, dan is my indruk dit is 'n bietjie postmodernisties geskryf. Jy het 'n bietjie wegbeweeg van die harde Bybelse werklikhede na postmoderne Ek denke. dink net soos wat ons in 'n vorige program genoem het, het ek spesifiek genoem van die definisie van woorde. Ja. Ek dink mense verloor dit, oom. Die definisie van wat woorde beteken, in spesifieke woorde, is asof dit het verander, woorde het verander. En mense gebruik dit nou maar net, want dis hoe hulle dit verstaan, en hoe hulle dit hoor ander mense gebruik, maar hulle verstaan nie werklik wat die definisie van woorde is. Of hulle verdraai dit om ander dinge te beteken. Dis ook waar. Dan gaan aan en sê, die laasgenoemde is 'n kwessie wat nou op autonome gemeentevlak gehanteer word, en daarom reeds groter rustigheid gebring het. As jy met die oorgrote meerderheid van dominees praat, aanvaar hulle die ruimte wat die kerk gemaak het, die ruimhuis. Nou daar het ek ook probleme, want as jy dit afwentel na gemeentevlak, dan bring dit hoegenaamd nie noodwendig groot rustigheid nie. Dit bring dan onenigheid. Dit is onenigheid. Nou moet die lidmate besluit, jy dink so en ek dink so, en wat nou? Daar begin die twiste. Jy kan nie Bybelse beginselsake afwentel na 'n debatspunt op plaasgemeentevlak nie. Nee, die kerkgenootskap moet weet wat hy verstaan. Hy moet tekste gebruik of belydenisskrifte as jy dit volg. Wat Dus byvoorbeeld, ek is by 'n fietsry klub wat ek aan behoort, en hulle het sekere reëls. Ja. Verstaan? So, hulle kan nie sê, okay, daar's ons nou 300 mense wat in hierdie behoort, en weet jy wat, julle kan nou maar besluit. Maar die, Dit is chaos, veral, dit kan nie werk so as daar groep is, as jy nou gaan saamry in 'n groep, in die fiets, nee?
En daar's nie sekere reëls wat almal weet, dit is wat ons moet doen, ons is op 'n pad om veilig te wees, dis wat ons moet doen. As almal net sê, wat ook al, julle kan nou maar besluit, dan is dit chaos. En dan veroorsaak jy kan iemand anders in gevaar stel. So, dan sê dit lidmate kan inligting vra. Sommige gemeentes werk gewoon met voorveronderstellings van synodebesluite en ontwikkel op grond van waninligting weerstand. Dit terwyl die synode niks en niemand anders is as verteenwoordigers van die 9 synodes nie. Dis nie 'n ander identiteit nie, maar 'n afvaardiging uit eie geleedere. Ongelukkig kan sommige nie die verskeidenheid van denke in een kerk verdra nie. Hulle is nie verdraagsaam vir die diversiteit wat die eenheid verryk en verdiep nie. Jy sien, dit is 'n groot twispunt daar. Maar dit is ook 'n teenstrydigheid. Want die ding is, diversiteit beteken, dit is die teenoorgestelde van eenheid. Ja. So, want dit is diversiteit, maar dan word dit eenheid. Verskillende diversiteit is plek vir verskillende opinie, maar dis juist wat 'n ruimhuis is. Die NG Kerk mos nou die ruimhuis benadering. Ja, en baie mense kan nie en met reg nie 'n verskeidenheid van denke in een kerk verdra nie. Sy sê ongelukkig. Ek moet amper sê gelukkig. Ek is 'n lidmate wat nie 'n verskeidenheid van denke kan verdra nie, want dan raak dit 'n free for all, soos in Engels sê, en jy kan glo wat jy wil, wat nonsens is. Dan gaan hy anders sê, ons glo die beste weg is langs voortdurende gesprek, soeke na wederwysige begrip, om daardeur saam nuwe insigte te bereik. Kom ons bid en besin saam eerder as om mekaar verdag te maak en afsplitsing te dryf. Baie mooi woorde, maar pas op, is baie gevaarlik. Wederwysige begrip, jy moet die Bybel begryp, wat die Bybel sê. As jy die Bybel reg begryp, dan is daar nie nodig vir nuwe insigte. Pas op, nie alle nuwe insigte is korrek nie. Dan gaan hy aan en sy sê verder, pas aan by veranderde tye. Ja, maar dit kan ook gevaarlik wees. Die NG Kerk bewys dat hy by veranderde tye kan aanpas. Liturgiese vernuwing het plaasgevind. Ja, maar pas op. Met 'n groot verskeidenheid van aanbiddingsstyle. Daar's ook 'n rooi liggie, né? Wat nou in gemeentes oor die land heen te vind is. Gemeentes het hulle eie unieke identiteit ontwikkel om by hulle plaaslike konteks aan te pas. Nou, tot hoe ver moet jy aanpas? Die eens homogene NG Kerk het 'n ryk diversiteit van uitdrukkings van geloof ontwikkel. Steeds vereniging kernwaarde en belydenis, maar met ruimte vir verskillende benaderings. Jong, hierso begin nou 'n groot rooi lig mee aangaan. Daardie ruimte vir verskillende benaderings, dan kan enige ongeruimdheid insluip daar. Die ding is, oom, as jy jou kerk so verander om aan te pas by die mense in die omgewing, dan hoef daai mense mos nie meer eintlik kerk toe te kom nie. Dan hoef nie meer by die kerk, by die waarheid. Wat is die doel van 'n kerk dan? Verstaan jy, want al wat jy doen is, dis maar nie dan 'n lekker klap wat jy by mekaar kom. Sosiale klap. En jy gesels maar net 'n bietjie, wat ook al. Doen goed. Wat is die doel van die kerk? Want die doel van die kerk is dat ons moet God leer ken. Ja. En ons moet besef, ons is sondig en ons moet verander. Verstaan jy, so as dit nie meer die punt is nie, dan weet ek nie wat. Dan mis jy die punt. Ja. Nou ja. Dan gaan hy aan hierso en sê, een van die mees betekenisvolle ontwikkeling in die kerk is die diversifisering van leierskap. Meer vroue en jonger mense neem nou leiersposte in, wat nuwe perspektiewe en nuwe energie na die kerk bring. Die doelbewuste proses van bemagtiging en diversiteit verryk die kerk se bediening en maak hom meer verteenwoordigend van die breër samelewing. Ja, bring jong mense in is mooi. Die NG Kerk se betrokkenheid by gemeenskapsprojekte en die praktiese uitlewing van geloof het in die afgelope 2 dekades merkbaar versterk. Ja, jy moet horisontaal uitreik, maar dit is nie dis nie die hoofding wat jy op moet fokus nie.
Ek dink ons sien dit in Jesus se lewe toe hy op aarde was. Want hy het uitgereik na mense toe. Maar wat het hulle dan vir hulle gesê? Gaan en sondig nie meer nie. Presies. Want hy het hulle fisies gehelp, maar dan het hy ook hulle geestelik gehelp. Dan het hulle geestelik geleer. Ons sien dit met die bergpredikasie dat hy gesê het, dit is wat julle glo, maar dit is kyk hierso, dit is hoe dit eintlik is. Verstaan jy? En hy het vir hulle geleer geestelik. Verstaan jy? So dit help nie net ons gee vir iemand kos nie, maar ons leer hulle nie geestelik nie. Ja. Programme soos Inpas met die lewende God help gemeentes met kultuurskuive en praktyke om dieper betrokke te raak by hulle omliggende gemeenskappe. Sedert 2015 het die kerk veral begin fokus op vroeë kinderverontwikkeling as 'n sistemiese ingryping om armoede en ongelykheid aan te pak. Ja, Vroeë kinderontwikkeling is belangrik, maar is dit nie die skool en die staat se werk nie? Ja, jy kan 'n bietjie bydra maak, maar pas op om dit jou hoof fokus te maak. In die Weskaap het 'n dinamiese vennootskap tussen die NG Kerk, die Verenigde Gereformeerde Kerk en die maatskaplike diensorganisasie Badisa gelei tot die Little Seeds program, wat gemeentes help om aktief betrokke te raak by vroeë kinderontwikkeling. Dis eintlik die ouers se werk om. Ek weet nie wat se ouderdom vlakke dit is nie, maar in elk geval. Ja. Hulle moet eintlik die ouers leer, sê luister hier, ek dink dit is een van seker die grootste maniere wat hulle kan uitreik. Leer die ouers, wanneer die kinders sê, dis hoe jy kinders moet grootmaak, dis wat jy moet doen, dis hoe jy moet leer. Want ek dink baie ouers het nie hierdie inligting of het nie die kennis nie. Dit is 'n goeie punt daar, fokus op ouerskap ontwikkeling, want En miskien huwelikseminare en so aan, dat daar nie jou kinders is wat met enkel ouers weet sit nie, want dit is baie keer die probleem is, daar's nie 'n ma en 'n pa in die huis nie. ja, Die NG Kerk het merkwaardige vordering gemaak in die herstel van ekumeniese verhoudings na die apartheidsera. In 2017 is die kerk weer tot die Wêreldraad van Kerke toegelaat en in 2018 het hy lid geword van die Church Unity Commission in Suid-Afrika. Hierdie stappe verteenwoordig 'n belangrike skuif na versoening en samelewing met die breër Christelike gemeenskap. NG Kerkleiers was deel van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se onlangse besoek aan president Cyril Ramaphosa en ander regeringslede. Padlangs is gepraat oor brandpunte soos korrupsie, misdaad en dienslewering. Wel, dit is goed dat hulle daar gepraat het, maar ons moet maar sien wat daarvan kom. dit is die punt. Ek dink Trump se insprake by die staat het baie meer impak nou wat... Ek het gehoor waar Ramaphosa sê dat Mandela het vir hulle geleer dat as jy 'n probleem het, dan moet jy gaan sit en dit uitpraat. Ja. En dit is goed. Ja. Maar die probleem is, dit kan nie net bly by praat nie. Nee, jy moet dit doen. Maar dit is maklik om te praat. Ja, 'n besondere ontwikkeling was die verdieping van vennootskappe met kerklik geaffilieerde maatskaplike diensorganisasies. In 2019 het 12 sulke organisasies die Christelike Maatskaplike Diensteraad Forum 'n memorandum aan die synode voorgelê waarin hulle verbintenis tot die NG Kerk herbevestig het. Die versterkte band het in 2025 gelei tot 'n konkrete samewerking waar die synode administratiewe ondersteuning aan die forum bied. dan gaan dit hierso met 'n nuwe subhoofie fokus meer op gemeentes. Dis hierdie hartklop, saamgestel uit duisende lidmate, honderde gemeentes en ontelbare dade van omgee, wat die NG Kerk dra en ses relevant maak in 'n verandering in Suid-Afrika. Die energie wat daar spruit maak ons opgewonde. My slotsom is dus dat die fokus meer op plaaslike gemeente en minder op die synode moet wees. Ja, dis baie mooi, maar dan moet die synode pas op wat hy doen, want wat hy doen het 'n baie groot impak op die plaaslike gemeente. Baie keer spruit plaaslike gemeente twis uit wat op die synode gebeur. Die dinamika van kerkwees lê in die heilsaamheid van plaaslike betrokkenheid en die uitleef van geloof. Die amptelike nuusblad van die NG Kerk, Kerkbode, vertel week na week die stories van gemeentes wat floreer, gefokus op hulle identiteit en roeping in die plaaslike konteks. Die tydskrif Lig deel deurlopend die getuienis van gewone mense, gelowiges reg deur die kerk, wie se lewe deur God aangeraak is, daagliks verander word en lewens lei in diens van God en hul medemens.
Gemeente se Facebook-platforms vertel die stories van uitreik, verhoudingsbegrense heen, diensbaarheid, groei, geloof, voorbinding, wonderwerke. Alles wat dui op 'n aktiewe en gesonde kerk. Dis waar die fokus op God en die medemens en die bewaring van die skepping is. Ja, nee, mooi, dit moet ook gedoen word. Gefokuste bedienings getuig van dialoog, onwaarskynlike mense wie se paaie kruis en die mooiste getuienisse na vore kom. Mense wat laat in hulle lewe 'n roeping ervaar en tweede loopbaan van bediening voltooi en diensbaar raak. Ook as diensleraars, predikers, beraders, jeugbedienaars en ander spesialistbedieningsgebiede. Jesus staan sentraal en synodes en gemeentes is besig om die goeie nuus van Jesus te verkondig en uit te leef. Te midde van 'n gepolariseerde samelewing waarin ekstreme standpunte dikwels die meeste aandag trek, verteenwoordig die NG Kerk 'n standvastige ewewig, nie omdat dit probeer om almal tevrede te stel nie, maar omdat dit erns maak met die kompleksiteit van geloof en lewe in die 21ste eeu. So ek moet so klein bietjie Wat bevraag dit hierdie standvastige ewewig? eers van Jesus staan sentraal. En dan sê dit hier, so synodes en gemeente is besig om die goeie nuus van Jesus te verkondig en uit te leef. En ek is bly om dit te hoor. Ja. Maar jy moet verstaan wat dit werklik beteken. As hulle dit wel doen, dan is dit goed en mooi. Dit is dieselfde soos ek dink wanneer mense praat van die boodskap van Jesus en hulle praat van liefde, dink ek hulle 'n verkeerde konsep van wat dit beteken oom. Ja. Want Jesus, ek sê net nou gesê, Jesus gesê gaan en sondig nie meer nie. Bekering, daar's 'n bekeringsboodskap wat Jesus en baie van hierdie mense glo nie eers meer in sonde nie oom. So, dan word nie meer gepreek oor sonde. Verstaan, so om te sê dat iemand wat nie glo in sonde nie en dan sê maar hulle staan vir Jesus en hulle verkondig sy boodskap, dit is teenstrydig. Ja. En dan die ander punt, dan sê dit hier so 'n kompleksiteit van geloof en lewe in die 21ste eeu in. Ek sien niks kompleks nie in geloof met geloof. Dit bly dieselfde, dit is nog altyd dieselfde. Die mense verander, die wêreld verander, maar ons geloof in God moet dieselfde bly. Dit moet nie verander nie. Verstaan wat ek bedoel? Partykeer, ek dink die algemene synode het dit baie kompleks gemaak met die keuses. Ja. En hulle sê daar as jy moet weet reg of verkeerd, dit sê die woord. Wat het Christus gesê? Daar staan geskrywe. Ja. Maar deesdae wil hulle nie meer sê daar staan geskrywe, hulle wil sê wat sê die sosioloog, die sielkundige of wat, jy weet? Dit is so. Ai. Ja, dan eindig Martie van der Westhuizen af hierso en sy sê 'n stille fokus moet nie verward word met onaktiwiteit of irrelevantie nie. Inteendeel, dit vernodig die bedaarde volharding van 'n kerk wat steeds daaglikse impak maak in gemeenskappe oor Suid-Afrika. Die NG Kerk bly standvastig. Nie as 'n kompromie nie, maar as 'n getuienis van geloof wat diep gewortel en wyd vertakkend is. Was standvastig op wat oom? Want as jy standvastig is 'n huis wat gebou is op 'n rots. Hulle bly standvastig in hulle verskeidenheid. Soos alles baie mooi woorde, maar wat is die werklikheid? Jy weet, dit sê so van al die rustigheid. Nou ek het toevallig hierso, net gister het iemand my gestuur hierso 'n brief van 'n ringstigliggaam waar hulle optree teen 'n dominee oor tigwaardige sonde en hom sommer direk sê dat sy bevoegdheid as bedienaar van die woord word permanent ontneem en sy akte van legitimasie word nietig verklaar. Soos dit lyk nie vir my daar soos 'n rustigheid daar nie, lyk my as hy so groot dinge is aan die gebeur. Nou ek kan ongelukkig nie hieroor meer uitbrei, ons sal by laat opname meer uitbrei, want hulle kan nou nog hier so appelleer. Ek hoor. En ek weet by ons aan die strand, by die moedergemeente daar, by die NG Kerkstrand, was ook sulke tigwaardige optrede teen die dominee daar. En dit was van sy voormalige lidmate wat by 'n ander gemeente aangesit wat toe 'n tigsaak teen hom gemaak het. Ensovoorts, en daar is toe geappelleer en gewys op die inkonsekwentheid van die getuienis ensovoorts, en dis toe teruggetrek. Hy is onskuldig bevind. Maar dit gebeur nie oralste nie.
hele paar plekke moet die dominee nou maar bedank by 'n ander gemeente aansluit of wat ook al, ons moet later oor gaan daar. Maar nou ja, daardie brief het heel wat reaksie uitgelok. So ek wil begin met die skrywe van Johannes de Villiers hier in Durban. En hy het geskryf aan 'n rapport soos volg: om kos uit te deel maak nie van jou 'n ware Christenkerk nie. Ja, dit is 'n baie ware stelling om. Want daar's baie mense wat goeie nie in God glo nie, wat goeie goed doen. Presies. So Hindus of wat ook al jy weet. Nou skryf hy hierso, hy sê, Dominee Martie van der Westhuis wil ons oortuig dat die NG Kerk meer is as eindelose teologiese geskille. Ironies genoeg lê juis daarin die probleem. Dit is nie die stryd om leer wat die kerk bedreig nie, maar die verlies aan leer. Ja, kyk, die woord leer, verlies aan leerstellinge, verlies aan leringe, volg van die Bybel ensovoorts. Waar jy leer nie meer absoluut is nie, word waarheid onderhandelbaar. Mooi gestel, nie? Die waarheid word onderhandelbaar en elkeen kan doen wat hy wil, wat in sy eie oor reg is. Kyk jy nou wat sê hy so mooi. En waar waarheid onderhandelbaar word, verdwyn die evangelie. Goed gestel, nie? Die gereformeerde tradisie bestaan nie omdat mense daarvan hou om te redeneer nie. Dit bestaan omdat God gepraat het. Finaal, duidelik, onverantwoordelik. Onveranderlik. Stel dan uit, nie? Finaal, duidelik, onveranderlik. Die woord van God is nie 'n uitnodiging tot dialoog nie. Goed, baie waar, nie? Dit is 'n bevel tot gehoorsaamheid. Maar deesdae wil mense nie meer gehoorsaam wees nie. Hulle wil ook nie hoor wat die Bybel sê nie. Hulle wil hulle eie besluite neem daar. Waar hierdie gesag nou vervang word deur sogenaamde pastorale ruimte. Ons het nou nog gepraat van daardie pastorale benadering, nie? Word vervang in 'n sogenaamde pastorale ruimte. Tree ons nie in 'n nuwe seisoen van genade binne nie, ons tree die oordeel van God binne. Goed insig daar, so. Dan sê dit, want laat ons dit duidelik stel. 'n Kerk wat die sonde nie meer sonde noem nie, wat selfde geslagsverhoudings vier en vroue in gesagsampte plaas sonder Bybelse gronde, het nie liturgies vernuwe nie, sy die skrif geskend. Hierdie is nie bloot verskillende benaderings nie, dit is 'n ander evangelies. En ander evangelies is volgens Paulus vervloek, Galasiërs 1 vers 6 tot 9. Daar is nie twee soorte gereformeerdheid nie, een vir vrede, een vir waarheid. Gereformeerdheid bestaan slegs waar die woord regeer. Nie kultuur, nie synode, nie diversiteit van denke nie, die woord alleen. En daardie woord is duidelik oor die aard van die mens, die skepingsorde, die ampt van die leraar en die verlossing van sondaars. Weer is belangrike punt, daardie woord is duidelik en duidelik genoeg oor al die sake. Maar mense wil dit nie aanvaar nie. Dan gaan Johannes de Villiers aan en hy sê, Martie spreek van lidmate wat nie verskeidenheid van denke kan verdra nie. Maar die kerk is nie geroep tot verdraagsaamheid teenoor dwaling nie. Sy is geroep tot handhawing van waarheid. Baie belangrike punt daarin, hè? Jy moet die waarheid handhaaf. Jy kan nie verdraagsaam wees teenoor allerhande ander opinies nie. Waar daar geen verdraagsaamheid teenoor sonde is nie, word daar nie ongenadig opgetree nie, daar word heilig geleef. Ja, gehoorsaam lei tot heilig en korrek leef. Word nie gebou op verskeidenheid van opinies nie, maar op eenheid van belydenis. Ja. Dis baie waar. Die sogenaamde hartklop wat sy beskryf, van kos gee en sorg en diens, is prysenswaardig, ja. Maar dit is nie wat 'n kerk maak, dis wat jy daar nou ook uitgewys het, nie, dit is nie. Jou sosiale geregtigheid is nie wat jy 'n kerk definieer nie. Die dinge kom ook in tempels, moskees en selfs humanistiese organisasies voor.
wat die ware kerk onderskei, is dat sy die suiwer leer van die evangelie handhaaf en die sakramente reg bedien. Sonder hierdie kenmerke is sy nie meer kerk nie, hoe aktief of betrokke sy ook al is. Ja, dis nou met baie insig geskryf. Baie dankie, baie belangrik. Die pynlike werklikheid is dat die NG Kerk al hoe minder herdelike sorg verleen en al hoe meer soos 'n organisatoriese netwerk funksioneer. Haar beleide en skrifte is in die rak. Haar skrifverklaring word hermeneuties gerelateer en haar prediking word moreel of terapeuties. Wanneer synodes as selfgeregerende liggame begin optree en nie meer as dienaars van die woord nie, het ons nie net 'n kerklike probleem nie, ons het 'n geestelike katastrofe. Dis baie waarin. 'n Geestelike katastrofe, en die ongeluk is, die mense besef dit nie, want hulle het nou gedoen wat reg is in hulle eie oë. In die Ou Daar's Testament, letterlik 'n teksvers spesifiek, Ja. hulle het gedoen wat reg is in elkeen hulle het eie gedoen wat reg is in sy eie oë. oë. Ek dink is dit nie in Rigters nie? Daar Ek erns. dink in Rigters waar dit sê dat, want almal het gedoen wat reg is in hulle eie oë. Ja, Dit bedoel, dis chaos. Dit is ek was letterlik gister in 'n omgewing gewees, oom, waar ek sê vir Eileen, dit het letterlik gelyk soos Indië, nee? Want niemand kyk wat die robotte doen of sê nie, almal ry net. Die ou wat letterlik ons stop, dis net karre, dit gaan net, mense ry, met een breek, een stop in die middel van die die pad. robot het nie gewerk nie. Ek dink ons van die robot gewerk het, niemand kyk aan hom nie. Oom. Hy. Nee, daar's een ou, hy staan in die middel van die pad, hy ry so eweslik gaan stop en net daar, want hy moet nou planke aflaai. Maar hulle Niemand leer- kan om hom ry nie, want hy's in die middel van die pad, want niemand volg die reëls nie. Hulle Dis leer by chaos. die taksies, jy sien, almal sien die Maar my taksies punt doen is, almal wat daar is, doen wat ook al, en hulle reg is in hulle eie oë, hulle is nie gepla oor die wet nie, Ja. en dit as gevolg daarvan, is dit chaos, en almal word kwaad vir mekaar, want almal wil ergens kom, en wat ook al dit mag wees, en dis chaos. Hulle wil nie wetsgehoorsaam wees nie. Sjoe. Daar is 'n onnigterende groep gelowiges wat nog vra, waarheen nou? Die antwoord is nie in afsplitsing om politieke redes nie, maar in reformatie om Bybelse redes. As die NG Kerk nie terugkeer na die een woord van God nie, en nie net 'n verskeidenheid van menings nie, het haar lamp reeds uitgegaan. Openbaring 2 vers 5. Lees daar Openbaring 2 vers 5, laat ons 'n bietjie kyk wat sê dit. Openbaring 2 vers 5, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Bekering, né? Ja. Dan eindig hy af hier, so hy sê, 'n kerk wat die waarheid versaak, het reeds God se oordeel oor haar. Ja. En so 'n kerk moet nie gevlei voel met mooi stories van diens en betrokkenheid nie. Jy vlei jouself, Ja. ons doen goeie dinge, ons help. Sy moet geroep word tot bekering, soos Israel van ouds. En dis wat baie van hierdie doelerende dominees doen, hulle probeer. Dis wat daardie synode in Namibië gedoen het, gepoog om die algemene synode tot bekering te bring, en hulle wou nie hoor nie. Daarom sê ek saam met Luther, my gewete is gebonde aan die woord van God. Hier staan ek kan nie anders nie. So, Baie mooi gestel. Ek het vanmiddag vir hierdie Johannes de Villiers gebel daar in Durban, wat was naby ons. okay. En gesê, ek wil bietjie van hom kom besoek daar, ek wil bietjie kyk, hoe lyk hy, wie is hy daar? Is goed om met al hierdie briefskrywers daar vriende te maak. Ja, definitief. Baie mooi. Hy het al 'n paar keer geskryf, né? Hy paak ons al, Of elke keer as hy skryf, dan is dit iets om te kan lees. jy kan daarna Definitief. oordink. Dus Ja. hy gee dinge wat jy moet opneem en herkou. Baie Definitief. mooi, ja. Nou, dit is een hierso van Dr. Bernard Fikker uit Somersuid-Wes. Nee, Dominee Martie, nou woed die twis eers. Dit is duidelik dat Markie van der Westhuizen, assessor van die NG Kerk se algemene synode, sy beoogde teologiese uitklop hou nie net gemis het nie, maar dat sy blykbaar ook 'n ernstige wanpersepsie het van waaroor die huidige stryd in kerkgeleedere gaan. Sy meld dat kwessies rakende die selfgeslagte debat nou op autonome gemeentevlak gehanteer word
en daarom reeds groter rustigheid gebring het. Nee, die AS het die hele twispunt afgewentel na die plaaslike gemeentevlak, waar die teologiese twis en gevegte nou groot oneenigheid saai, en die onrustigheid al hoe groter word. Twispunte oor kernbelangrike teologiese sake moet nie net na lidmate afgewentel word waar dit gemeentes verdeel nie. Dit is verder onvanpas van Markie om te sê, ongelukkig kan sommige nie die verskeidenheid van denke in een kerk verdra nie. Ja, dis 'n probleem, né? Ja, Dis 'n probleem. Nee, wat sommige glad nie kan verdra nie, is die duidelike wegbeweeg deur die AS van erkenning van skrifgesag. Laasgenoemde het daartoe gelei dat bykans 100 gemeentes begin doleer het, as ook tot die stigting van die Konouna Synode. As lidmate self moet besluit of daar 'n daadwerklike duiwel en demone is, word 'n basis geskep vir ongeloof in die Bybel. Markie verstaan duidelik hoe haar ernstig die Bybel die sonde van seksuele immoraliteit hanteer nie. Seksuele sondes word nooit beskou as daai met om my nou help. Is dit adiaphora? Ja, daardie woord het ek ook nou maar onlangs geleer deur van hierdie wat moet ek sê doleerende teoloog. Adiaphora, ek dink is 'n Griekse woord en dit beteken randsake, dinge wat soos of jy nou 'n vegetariër is of nie, of wat ook al, dit is nie 'n kernpunt tot die evangelie nie, is 'n randsaak, daar's 'n randsaak, ja, mens leer baie nuwe woorde hierso so op hierdie koerante-program, ja. Ek leer elke keer iets niet so, ja. En veral wanneer kom jy spesifieke woorde, wat is dit laaste palawa, né? Ek weet nou ook, ek het my vrou gaan leer wat 'n palawa is, maar sy het eintlik half geweet al, ek was maar die stupid ene. Adiaphora of randsake nie. Inteendeel, die Bybel dui aan dat seksuele moraliteit presies die soort sonde is wat diegene kenmerk, wat nie die koninkryk van die hemele sal binnegaan nie. Daar's 'n baie belangrike punt. Dit is 'n belangrike punt, want die ding is dat wanneer dit kom met die verhouding tussen 'n man en vrou, ja. Dan is dit 'n direkte koneksie met ons verhouding met God. Ja. En omdat ons geskep is in God se beeld. So wanneer ons dis is die Bybel sê in 1 Korintiërs 3, sê dit vir ons dat as ons liggaam is die tempel van God. En as ons hierdie tempel skend, sal God ons skend. Ja. Dis ernstige saak, ja, verstaan? So enige iets wat ek gaan doen, soos met hierdie moraliteit wat aangaan en wat dis soos ek's besig om my te skend, verstaan? Maar nie dit ek's besig om iemand anders te ook te skend, verstaan? So mense verstaan nie hoe ernstig dit werklik is nie, so. Dan staan aan die brief, daar's minstens 8 sondelyste in die Nuwe Testament. En dan noem daar Markus, Romeine, Korintiërs, Galasiërs, Kolossense, Timoteus, Openbaring. En seksuele immoraliteit word elke keer ingesluit. Ja, interessant. Om die waarheid te sê, in 7 van die 8 lyste is daar veelvoudige verwysings na seksuele immoraliteit, naamlik onreinheid, sensualiteit, orgies, mans wat homoseksualiteit beoefen, ensovoorts. Geen sonde word meer gereeld in die Nuwe Testament voordeel as juis seksuele sondes nie. Sure. Die probleem met die algemene synode is dat dit nie meer kom met 'n daar staan geskrywe nie, maar eerder met 'n aanbeveling om maar self te besluit. Pas aan by veranderde tye. Doen dit net in liefde, of kyk wat sê die moderne wetenskap en sielkunde. Amper alles word nou ontsondig en 'n kompromis word met sonde aangegaan. Met die verdere opsie om die duiwel, die vader van sonde, uit die prentjie te stel, bestaan sonde basies nie meer nie en word dit nie meer op 'n kansel aangespreek nie. Die algemene synode is deur die gay lobby en die postmoderne liberales gekaap. Selfs nuwe gay georiënteerde katekisasie handboeke soos roetemerkers en ongekaart is ingebring om die jonges se koppe te draai en hulle aan te moedig om uit die kas te klim. Voorheen in die NG Kerk onder meer gefokus op sonde, genade en transformasie. Markie gooi 'n mooi uiteensetting van hoe die NG Kerk se fokus nou wegbeweeg het van 'n vertikale verhoudings met God tot hoofsaaklik horisontale verhouding met die fokus op welsynwerk, vroeë kinderontwikkeling, gemeenskapsprojekte, diensorganisasies,
kultuurskuive en ekumeniese verhoudings binne 'n ruimhuis wat al hoe ruimer word, toenemend vir sinkretisme voorsiening maak. Sal die NG Kerk ooit terugkeer na 'n daar staan geskrywe? Dit is baie goed geskryf, oom. En dit is baie waar, want die hele ding is soos hierso waar hy nou praat van wat oom hierso skryf oor die duiwel. En as mense nie glo in die duiwel nie, dan beteken daar is nie meer sonde nie. Ja. Want as jy nie sonde is nie, soos in, dis die hele punt, as ons sonde uitgooi, as die wet uitgooi, as die woord uitgooi, dan kan ons mos nou maar doen wat ons wil. Presies. Daar's nie 'n riglyn en die ander ding wat Johannes de Villiers ook daar genoem het, waar sy praat van, jy weet, ons moet maar net almal aanvaar, en dit is al hierdie mooi praatjies, en dit kan goed klink, en ons moet die waarheid op 'n mooi manier oordra. Ons moet nie net kras wees, ons kan nie by mense se mond, jy weet, gekeel afdruk, dit is nie hoe dit werk nie, maar die punt is, ons steeds die waarheid praat. daar staan geskrywe, Christus het elke keer, hy hoef nie aan te gehaal dat die Bybel hy gesag het, hy het terugwys, daar staan geskrywe. Ja. Ja, Presies. ons moet ook. En so vir my is dit baie keer is dat hierdie spesifiek nou op hierdie onderwerp, is dat ek dink ons verstaan nie wie God is nie, oom. God is 'n God van orde, 'n God van geregtigheid, van regverdigheid, en as gevolg daarvan kan hy nie sonde aanvaar nie. Verstaan, so, ek dink nie ons verstaan dit werklik, want ons het letterlik, gister het ek 'n gesprek gehad met iemand, en hy het spesifiek genoem, van die storie in die Bybel, waar hulle met die ark geloop het. En toe, ek dink een priester het gestruikel, en die ark sou val, en die een man het uit, en hy het die ark, presies. en wat het gebeur, hy is dood. Goeie ding, ja, hy het 'n goeie ding. Maar die ding is, hy het teen die reëls gegaan, oom. Verstaan, so, en die ding is, Heiligheid, hy het nie besef die heiligheid van die ark, hulle het die geweet, heiligheid van God nie. hy het geweet, jy mag nie vat nie, jy mag nie vat daar nie. En dit is, verstaan, dit is 'n reël Tot gewees. sy beter En dit wete, is wie God is. Ja. Dis hoe ernstig God is oor wet, oor geregtigheid, oor dit wat reg is. ja, En mense vergeet daai. ja, Hulle wil nie daai lees nie, want dit is nie volgens hulle prentjie wat hulle het nie. presies. Ek het daar in die brief verwys na 2 nuwe katekisasieboeke van die NG Kerk. So, het oom dit nou hierso? Waar het oom dit gekry? Moet ek jou presies Ek wil verduidelik. graag weet. So. Ons het mos hier so 'n opname gemaak nou so 'n rukkie gelede, en ek dink hy sal binnekort uitsaai. Daar met Renier Nel, dominee Renier Nel. En hy het van hierdie boekies, toe vra ek om, toe sê hy het hulle gekry daar by Bible Media So. in hierso Wellington in. So. Sê ek, okay, nou na ons opname ry ons dadelik soet, en ek my klomp gaan koop. Voor hulle hier boekies nou ophou druk of wat, nou ek weet nie of hulle gaan tot besinning kom of nie, ek het 'n paar gekoop, as daar nou dominees is wat hiervan wil hê, kan ek hulle laat kry daar, maar ons moet hierdie boekies bespreek, die ongelooflike dwale, die promosie van homoseksualiteit in die nuwe katekisasieboeke van die NG Kerk. En hierdie Kan dit boekies, nie glo nie. hier is 'n hele opsomming wat van die dominees my gestuur het, wat al die verskriklike dwaalleringe nou daar is. Ja. Want jy kan mos nou kies, jy het mos nou wyd verspreid, dat elkeen kan besluit. Maar ons los dit tot later. So. Ek wil nou gou oorgaan hierso na 'n brief, wat geskryf is deur Henrietta Klaasen. Jy weet nou al wie sy is al, nee. Ja. Baie bly laat sy aanhou skryf en nie, en laat sy op haar stukke is, en nie gaan lê en rus nie. Sy skryf hierso: los die tydsgees en mensgemaakte planne en gaan terug na die Bybel. Goeie aanmaning daarin, nee. Sy sê, die briewe van Dr. Bernard Fieker en Johannes de Villiers in antwoord op die heilige debat in die NG Kerk beklemtoon die ernstige wanpersepsies en opsetlike vraagteken misverstaan aan die kant van die heilige leierskap. Die topbestuur van die NG Kerk wil nou ander mensgemaakte planne aan die kerk verkoop. Juist met genoemde programme soos in pas met die lewende woord, om in pas te wees met die tydsgees. Ja, daar is 'n groot gevaar, né?
Die teologiese gevaar, dis 'n teologiese gevaar van die tydsgees lê in sy vermoë om godsdienstige oortuigings en praktyke subtiel te beïnvloed, kom so stadig aan, né? Wat kan lei tot 'n verskywing weg van fundamentele teologiese waarhede en 'n fokus op kontemporêre kulturele tendense eerder as goddelike openbaring. Dis nou 'n mooi gestelde sin daarin, né? En dit is wat ek oorland dominee Markie van der Westhuizen se artikel raak lees. Ja, presies korrek. 'n wegskuiving van fundamentele teologiese waarhede, dan sê fundamentalis wegkom, en 'n fokus op kontemporêre kulturele tendense. Sjoe, baie mooi gestel. Dit is kommerwekkend om te sien hoe die leierskap van die NG Kerk voortdurend met allerhande nuwe inisiatiewe op sleeptou gaan, soos byvoorbeeld missionale transformasie, wat saamgaan met die nuutste droomscenario 2030. Die taakspan is in 2019 saamgestel met die opdrag om die toekoms van die kerk as 'n missionale kerk te ondersoek. Die span se bevindinge, aangebied as Visie 2030 of Droomscenario 2030, stel 'n verskywing voor van evangeliese fokus na sosiale, is ek reg, né? Ja. Na sosiale, geregtigheidsgesentreerde missionale diakonaat, in lyn met die VN se agenda 2030. Die visie het ten doel om nuwe vennootskappe met ander gereformeerde kerkgemeenskappe te vorm, om 'n inklusief oom, ons moet meer inklusief wees. Almal betrek, almal saamvat alle opinies. Dit is wat die paus wil doen, hè? Inklusief vir almal alleste, en hierso is 'n baie mooi voorbeeld wat hulle alles wil doen daar. Inklusiewe ekumeniese kerkgroepering, 'n ruimhuis, met eie belydenisbasis te skep. Dit gaan die transformasie van die tradisionele gereformeerde kerkidentiteit vereis. Dit is waaroor die huidige debatte en dooiepunte binne die kerk gaan. Dit is deels oor hierdie onbybelse transformasie van wat die ware kerk moet wees, waarom talle gemeentes doeleer, bande opskort en sommige gemeentes selfs soos die NG Kerk in Namibië besluit het om op hulle eie weg te gaan. Ja, jy weet, dit laat my dink, ek wonder of die NG Kerk leierskap in die algemene synode nie mooi verstaan wat aangaan nie, dis die indruk wat ek kry van Markie se skrywe, en of hulle maar net 'n front opsit, of hulle nie wil hoor nie. Ek dink, in my opinie ek dink dat hulle, dit is baie negatiewe, ek wil sê, media op hulle. Want hulle vang maar 'n bietjie dinge aan wat seker nie aangevang moet word nie, en doen dinge op verkeerde maniere, en as gevolg daarvan wil hulle nou sê, maar hey, die kerk doen eintlik klomp goeie goed. Kyk al hierdie goeie goed wat die kerk eintlik doen. Kom ons fokus daarop. Kom ons fokus nie op al die ander dinge wat ons verkeerd doen nie. Verstaan nie? So, en die punt is nie dat hulle, miskien doen hulle al hierdie wonderlike dinge, maar net so doen ander organisasies ook. Ja. En die hele ding is, ons moet terugkom te kyk, wat is die doel van 'n kerk? Presies, en wat is Bybelse waarheid? Soos Johannes dit daar so baie mooi uitgebring het, beklemtoon het nie. Jy kan nie wegbeweeg van wat sê die skrif nie. Ja. Wat staan daar geskrywe? Jy kan nie wegbeweeg nie, anders is jy nie meer kerk nie. Jong, as ek nou kyk na ons oorlosie, ons hou nog, kom ons reg hier so by die paus nou, maar die paus sal nou maar moet bietjie rus en oorbly tot volgende week, want Ek gaan met oom. Ons nou mooi hierdie hele tamaleki, is dit tamaleki of 'n palaver of 'n palaver? Ek weet ek kan 'n palaver. Ek dink is almal. Maar 'n mens moet jou rigting kry en verstaan wat gebeur nou met die stryd in die NG Kerk. En dis nie net die NG Kerk nie, debatte van plaas in meeste van die kerke waar hulle moet begin kyk, gaan hulle met die samelewing in, of behou hulle by basiese Bybelse beginsels. Definitief. Geagte kyker, maak seker die kerk waar u aanbid is skrifgetrou.
As hulle nie is nie, praat met die dominee, die predikant of die priester, laat 'n mens kan nie net 'n sosiale klip word nie, maar iemand wat glo in die Bybelse waarheid. Sterkte tot volgende week.